Jy is nou die lewende offer. Die opstanding van Jesus uit die dood verander nie net jou toekoms nie, dit verander ook jou vandag. In die herdenking van Jesus se opstanding uit die dood, juis in 'n wêreld waar mense tussen drome aan die een kant en vrees aan die ander kant hulle lewe moet leef, kom Paulus se uitnodiging in Romeine 12 vers 1 om te sê: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Nou ons heeltydse gesels oor aanvaarding beoefen om juis dinge te laat gaan wat ons nie kan beheer nie. Dis 'n daad van geloof. Dis die keuse om jou hele self op die altaar te plaas, nie as 'n dooie offer nie, maar as 'n lewende een. Aanvaarding beteken jy laat gaan die illusie dat jy alles moet bestuur en jy gee jou lewe terug aan die een wat dit kan herskep. Soos Huys en ander met hulle navorsing verduidelik, stel ware aanvaarding jou in staat om met groter vryheid, teenwoordigheid en vreugde te leef. Dis nie omdat jy beheer het nie, maar omdat jy dit nie meer hoef te hê nie. Omdat Jesus leef, leef jy anders. Wat jou identiteit is nou anders. Sy opstanding beteken jy's nie meer 'n gevangene van jou vrese nie. Jy word nie gedefinieer deur jou mislukkings nie. Jy's nie soos die atlasfiguur met 'n hele wêreld se gewig op jou skouers nie. 'n Lewende offer is iemand wat elke dag opstaan met die wete: Jesus het opgestaan en alles nuut gemaak en ek behoort aan hom. Maak dit prakties deur vandag ergens 'n oomblik stil te sit, net te dink aan 3 dinge wat jy eintlik nie kan beheer nie. En dan gee jy dit as 'n offer vir God. En dan sê jy vir God, jy is ook sy lewende offer. En dan doen jy een klein daad van liefde, soos gebed, 'n glimlag, of iemand te help, of stuur 'n mooi WhatsApp van erkenning. Want daarmee wys jy, jy's nou die lewende offer. Jy leef soos die opgestane Jesus. Leef geïnspireerd.